In vandag se les gaan ons kyk na graad 8 grootste gemene deler of grootste gemene faktor en kleinste gemene veelvoud. So voordat ons daar begin, gaan ons vandag kyk na faktore. So faktore is getalle wat binne in 'n getal kan deel. So hulle is kleiner, so hulle deel in. En hulle is gewoonlik kleiner as die getal self. So 'n voorbeeld sal wees as ons kyk na 12, al die faktore van 12 is 1, 2, 3, 4, 6 en 12. Hierdie is al die getalle wat in 12 indeel. Veelvoude is wanneer ons in 'n getal tel. So as ek jou vra vir die veelvoude van 5, dan sê ons 5, 10, 15, 20. So 'n veelvoude word groter en faktore word kleiner. So kom ons vat 'n voorbeeld en ek sê vir julle, ek soek al die veelvoude van 6 tussen 20 en 30. Okay, so wat jy dan gaan doen is jy gaan dink aan al die veelvoude van 6. So ons het 6, 12, 18, 24, 30. So ons mag net dies wat tussen 20 en 30 insluit. So die enigste veelvoud van 6 wat ons kan gebruik is 24, want dit lê tussen 20 en 30. Okay, so nou dat ons weet wat veelvoude en faktore is, kan ons gaan kyk na GGD. So GGD is die kleinste getal wat in 2 getalle kan indeel. So dit gaan obviously 'n kleiner getal wees as die 2 getalle waarmee ons werk. So kom ons vat 24 en 60 byvoorbeeld. Okay, as ek julle vra om vir my die GGD te kry van om die GGD te kry van 24 en 60, dan gaan ons die volgende doen. Ons begin met 'n leertjie metode. So ons gaan sê 24. Nou moet ons gaan kyk al die priemgetalle wat in 24 kan indeel. So onthou, 'n priemgetal is 'n getal wat net 2 en homself kan indeel. So die eerste ene is 2, dan kan 2 weer indeel, en daar is die priemfaktore van 24. So ons gaan skryf 24, en dan doen ons presies dieselfde met 60. So ons gaan skryf 60 neer. Kom ons begin met 3 sommer. Okay. So die priemfaktore van 60 is 2 maal 2 maal 3 maal 5. So om my grootste gemene deler te kry, wil ek groepies gaan maak. So ek gaan kyk watter priemgetal deel beide van hulle. So ons het 'n 2 en nog 'n 2 en elkeen van hulle het 'n 3. Daar's 'n 2 wat missing is en 'n 5 wat missing is, maar hulle het nie maatjies nie, so hulle kan nie saam wees nie. So my GGD is dan 2 maal 2 maal 3. Okay, dit is my GGD. Kom ons gaan kyk gou na my KGV. So daar's verskeie maniere om die KGV's te doen. Party mense gebruik die GGD en maal dit met wat oorbly. Hoe ek my KGV doen, is ek gaan skryf al my priemgetalle neer. So ek skryf neer watter priemgetalle het ek. Ek het 2, ek het 3 en ek het 5. Dan gaan kyk ek na watter rytjie het die meeste 2's. Hierdie rytjie het die meeste 2's. Daar's 1, 2, 3. So dan gaan ek sê 2 maal 2 maal 2. Okay? Dan is daar, beide van hierdie rytjies het 1, 3. So dan gaan net 1, 3 wees. En hierdie rytjie het net 1, 5. So dan gaan net 1, 5 wees. So al wat ek dan gaan doen, is ek gaan daai getalle met mekaar gaan maal. En dan is my finale antwoord 120. So julle sal sien my KGV het groter geword en my GGD was 12 gewees. So my GGD was kleiner gewees. Okay. Sal ons nog enetjie saam doen. Kom ons gaan doen
28 en 30. Okay, so die eerste ding wat ons gaan doen, is ons gaan 28 gaan skryf as 'n produk van priemfaktore deur die leertjie metode te gebruik. Ek is seker julle het dit baie mooi in graad 7 al ingeoefen, maar as julle onseker is, kan julle die eerste gedeelte van die video gaan kyk om te kyk presies hoe ek dit doen. Onthou net altyd om seker te maak dat dit priemgetalle is. Ok, so hierso is my produkte van priemgetalle. As ek nou gaan kyk na my groepies wat ek kan maak, okay, beide van hulle het 'n 2, maar dit is al wat hulle in gemeen het. So my GGD is dan net 2. My KGV, onthou, kry ons deur groepies, ons gaan kyk na watter een het die meeste. So ons gaan skryf al ons priemgetalle neer. Ons het 'n 2, ons het 'n 5 en ons het 'n 7. Hierdie rykie het die meeste 2's, so ons gaan beide 2's gaan neerskryf. Hierdie rykie is die enigste 5, so ons gaan 5 hou soos wat hy is. En hierdie rykie het 7, so ons gaan 7 hou soos wat hy is. So dan gaan ons sê 4 mal 5 mal 7. En dan kry ons finale antwoord as 140.